Goeiemôre Suid-Afrika, 9 Junie, 1400 Suid-Afrika tyd van die berig van die stand van sake in Iran. Gister het een van die Amerikaanse Army, US Army, Apache helikopters is noodlanding gedoen daar in die Hormuz omgewing. Al twee vlieëniers is veilig uit. So seker later vandag weet of dit nou meganiese probleme was, of is dit van vijandelike vuur, of wat was die oorsaak van die ongeluk, maar die helikopter is af. Nou, Apache helikopters, ek het op hulle gewerk vir 4 jaar, goeie eisters daai, beste attack helikopter in die wêreld, by verre. Die crew, al twee pilots, word redelik goed beskerm van lugafweer 4, weet, kanonvuur van die grond af. Tot so hoog as 20 mm rond is word gestop. Hulle sit in 'n platinum tap. Die fuel cells wat ons in het, seël op as 'n rondradeer gaan. So die kans is, jy moet hom hard skiet om af te kry. As jy in die router en goed inskiet en die engine beskadig, dan gaan jy definitief hom kry. Maar ook die plek waar hy operate lae hoogte. So hy het die vermoë om van 'n hele redelike hoogte te val en die impak te absorbeer en die vlieënier sal daar uitklim en uitloop. En jy begin het hulle om develop met, die eerste begin het hulle vir hom 'n moontlikheid gehad vir uitskietstoele vir hom, maar dit is later gekanselleer omdat dit hy operate teen te lae level en nie nodig vir uitskietstoele nie, en ook as jy uitskietstoele in hom moet sit, beteken jy moet eers die routers afblaas, en omdat hy tussen troepe operate op die voorste linies, dan gaan hy helikopter blades tussen jou eie troepe val, voor jy kan uitskiet. So, daai is weggevat nou, hy operate op lae hoogte, so hy kan van 'n redelike hoogte af val en nog steeds survive. Dis so 'n bietjie iets agtergrond oor die Apache helikopter. Intussen het Israel nuwe strikes op Hezbollah gedoen, laasnag, daar in Lebanon, besig om hulle te slaan, want hulle skiet nog steeds rockets daar in noord van Israel in, so Israel doen hulle attacks op Hezbollah tekens. Die Houthis is nou weer skielik stil, en Iran het opgehou skiet in Israel in. Na gister het die Trump-administrasie, president Trump met Netanyahu en met Iran gepraat, en hulle het sommer dadelik daarna opgehou skiet weer op mekaar. Intussen gaan die Amerikaanse vlootblokkade steeds voort, daar in Hormuz, en gister is nog 'n skip, unflagged skip, geneutraliseer, hy probeer deur die blokkade gaan, hy was gewaarsku en op 'n stadium met 'n F-18 Super 100 opgestyf van die carrier af, en met 'n paar precision wapens het hulle die engine en die steering room uitgehaal. So daai skip is nou, hy kan nie meer ry nie. Hy is nou geanker daar iewerste. Dis nou al 7 skepe wat gedisable is, wat probeer het deur die blokkade kom, en 134 skepe sal teruggedraai. So die blokkade is nog baie effektief, geen skepe in en uit om met Iran besigheid te doen nie, en dit is besig om te eet. Elke dag eet dit aan hulle ekonomie, en jy kan nou sien, daar is nou begin optogte gekom in Iran, oral deur Iran, van studente af. Nie happy met hulle universiteit goeders en die tipe van ding nie, maar so iets kan vinnig oorloop aan ander optogte in. Maar soos ons gesien het in Januarie, hulle is nog steeds bang om dit te doen, die Iraanse populasie, want toe hulle in Januarie gedoen het, opstand gekom het in die regering, is meer as 30.000 van hulle doodgeskiet in die strate. So, hulle is nog bang daarvoor. Dis 'n probleem as jy 'n populasie is wat onderdruk word deur 'n regime soos die IRGC. Maar dis dan nou vir vandag, sien julle later.